Weereens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo dat dit soos gewoonlik baie goed gaan met u en dat die waarheid van die Here se woord steeds vir u kosbaar en belangrik is. Nou ons leef in die laaste dae, ons leef in 'n tyd van baie groot misleiding en in vandag se video gaan ons kyk na die vraag: wie is die spotters van die wederkoms in die laaste dae? Is dit hulle wat 'n pre-trib rapture teestaan? En ons gaan in hierdie video vandag kyk dat dit blyk die geval te wees volgens hierdie mense, en hulle sê dat elkeen wat natuurlik praat teen 'n pre-trib rapture eintlik maar 'n spotter is van die laaste dae. So kom ons gaan kyk na hierdie video's en gaan dit alles beoordeel in die lig van die skrif. Nou die skrifgedeelte wat so maklik gebruik word is 2 Petrus 3 vers 3 tot 4. Hy sê dit moet julle veral weet dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Nou hierdie skrifgedeelte in konteks spreek van goddelose mense, mense wat waarlik teen die Here is en hulle spot oor die wederkoms van Christus. Ek dink nie enige gelowige behoort hierdie selfe gesindheid te handhaaf deur te spot oor die wederkoms nie. Maar hierdie mense gebruik hierdie skrifgedeelte om te sê, die wat nou eintlik teen die pre-tribulation rapture praat of preek, hulle is eintlik die spotters waarvan hierdie skrifgedeelte praat, en dit is nie die geval nie. Nou kom ons gaan kyk na bietjie meer detail. 2 Petrus 3 gaan spesifiek oor die wederkoms van die Here by die dag van die Here. Nou hier word geen pre-trib rapture ooit genoem nie. Hier word nie eens gepraat van 'n wegraping nie. Maar die dag van die Here is die dag wanneer hy gaan kom om te oordeel volgens 1 Tessalonisense 5 vers 3, 2 en 3. En dit is baie duidelik dat dit plaasvind na die groot verdrukking. So hier word nie 'n pre-trib rapture gepromoveer of genoem nie. Ons weet wel dat by die wederkoms die harpatsou of die wegvoering gaan plaasvind. As jy dit 'n wegraping wil noem, is dit goed, maar dit is wanneer die kinders van die Here hom gaan ontmoet, maar dit sal plaasvind na die groot verdrukking. Goed, in hierdie video gaan ons sien dat hulle wat die leen van 'n pre-trib rapture teestaan of teen dit gekant is, juis die spotters genoem word volgens daai skrifgedeelte. Nou kom ons gaan luister na die eerste 2 videoklips van 'n dame. Haar ministry is Midnight Oil en sy praat na aanleiding van die gebeure 23-24 September en sê dat mense wat nou teen hierdie profesie gekant is en daaroor begin praat en hulle is eintlik nou die spotters. Hulle is mense wat nou eintlik spot, en dan sê sy teen die einde dat hulle wat dit doen staan 'n gevaar om die pre-tribulation rapture te mis. Kom ons gaan luister. Weigh everything out with scripture and seek the Lord on these things, but don't go out mocking and scoffing and name calling and calling people liars. You're putting yourself in a very dangerous position. Okay, so anyone who is feeling justified right now in going out on any platform on social media and assaulting, verbally bashing a brother and sister in Christ based on a difference of opinion concerning the Bible or your theological views, I'm warning you. What Jesus said in that scripture, in the parable of the unfaithful servant, may very well mean you would be disqualified from a pre-tribulation rapture. Not saying that you would lose salvation, just that you may very well be disqualified. Marked a place with the unbelievers, with the hypocrites, where there is weeping and gnashing of teeth. Dit is baie duidelik dat sy praat van daardie profesie wat mense nou teengestaan het, en daar's nou mense wat nou hulle name noem, hulle is valse profete, hulle is van die duiwel af, en natuurlik gaan mense hierdie goed kwyt raak as daar sulke dwaase uitsprake gemaak word, valse profesie en jy gebruik die naam van die Here om te sê dit is hy wat dit vir jou gesê het. Maar sy sê ook, en hier is die bewys dat sy praat eintlik van hulle wat die pre-trib teestaan, want sy sê as hulle dit doen, staan hulle kans in 'n gevaar om die pre-trib rapture te mis. Natuurlik praat sy van Joshua, en hy het natuurlik ook gesê daar sal skoffers kom en mokkers kom
En dit is wat die Bybel dan ook sê, dat hierdie mense bring valse profesieë na vore en hulle word dan valse profete genoem, omdat hulle gesê het, die Here het gespreek terwyl hy nooit gespreek het nie. Maar wanneer jy dit nou teestaan, dan is jy nou 'n skaffer, jy's 'n makker, jy spot oor die pre-trib rapture. En dis nie die geval nie. Maar kom ons gaan luister na nog 'n man wat vasgehou het aan hierdie man Joshua en geglo dat die wegraping steeds kon plaasvind. En dan praat hy van mense wat al reeds daaroor gespot het. Kom ons gaan kyk. And you can see so many so-called brothers and sisters mocking and scoffing and wanting to share their self-righteousness and their point of view to try to tear people down. And it is super sad. However, we don't have to be sad. And you don't have to be scared. You don't have to be wavered. I've got good news. The good news is nobody said at any time that this was going to happen at a specific time between the dates of the 23rd and 24th. Nou hierdie man het absoluut geglo in die woorde van Joshua in verband met 23-24 September 2025 en hy glo op daardie stadium wat hy daar geloop en praat het, was dit waarskynlik die 23ste gewees en dit het nie plaasgevind in Desember, dit kan nog steeds plaasvind en dit hoef nie op 'n gegeewe tyd plaas te vind nie, dit kan een van die twee dae wees. Maar hierdie man het gesê dat daar is mense wat nou broers en susters wat spot en omdat hulle hierdie leuen nou basies teestaan. Met ander woorde, wanneer jy nou praat teen hierdie gedagte en sê maar die woord van die Here sê niemand ken die dag en die uur nie. En dis 'n leuen. En nou is hulle spotters. Is dit nie skokkend nie? Nou kom ons gaan luister na nog 'n dame. Haar naam is, sy staan bekend as Terry en sy het 'n woord van die Here ontvang voor hierdie gebeurtenis van 23-24 September en die Here het vir haar duidelik gesê ek gaan julle kom haal. Dit gaan hierdie jaar 2025 gebeur voor die groot verdrukking. Dit het glad nie plaasgevind nie. En na die tyd is daar mense wat daar nou aangevat het en daar's mense wat gepraat het oor hierdie dwaling en nou noem sy hulle spotters. Kom ons gaan luister. Hey y'all, isn't it crazy? The scoffers and mockers are unbelievable. I just got a text from someone that I had tried to help with her marriage a few years ago, and then she texted me, how you doing? And I'm like, I'm doing fine. I'm ready for the rapture next week. And she texted me, oh no, you're wrong. The rapture's not next week. Praise God. Praise God. The scoffers and mockers, y'all are just gonna find out. Y'all are wrong. Y'all are wrong. So anyway, I got another 177 confirmation. Nou ja, hierdie video is ek ook gedoen juist tydens daai 23-24 September, maar daar's video's wat na die tyd uitgekom het en sy noem hulle nog steeds spotters, mokkers en skaffers en sy sê die vrou het van gesê het gaan nie plaasvind nie en toe sê sy maar die spotters gaan wel uitvind hoe verkeerd hulle was. Nou ek wonder wie is nou verkeerd en sy noem hulle dan spotters van die laaste dae. En sy het wel 'n woord van die Here gekry, sê sy, en dit is nie die Here wat met haar gepraat het nie. En dan doen sy 'n aanval op hulle wat dan nou teestaan. Is dit nie skokkend nie? Kom ons gaan kyk na die volgende dame, 'n vrou wat elke week video's opsit oor die pre-trib rapture. En daar's niks verkeerd om 'n verwagting te hê vir die wederkoms van Christus nie. Maar as jy 'n valse leerstelling vashou, is dit baie gevaarlik vir jou geestelike lewe. En hierdie vrou praat nou juis ook oor die skrifgedeelte in 2 Petrus 3:4 en dat hierdie skaffers en makers daar gaan wees juis oor die pre-trib rapture. Kom ons gaan kyk. And those of us talking about the pre-tribulation rapture of the church here on YouTube hear from these scoffers every time we put up a video.
For this they willfully forget that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of water and in the water, by which the world that then existed perished, being flooded with water. But the heavens and the earth, which are now preserved by the same word, are reserved for fire until the day of judgment and perdition of ungodly men. But beloved, do not forget this one thing, that with the Lord 1 day is as 1,000 years, and 1,000 years as 1 day. And here's where we see that same long suffering happening now as it did in Methuselah's day. Nou ja, sy verwys na die dae van Noag as sy praat van Methuselah en daai mense voor die vloed. En nou sê sy in 2 Petrus 3 vers 3 tot 8 dat daar spotters gaan wees in die laaste dae, en sy wys hulle uit as spesifiek die pre-trib rapture bespotters of spotters. En sy sê die langsuffering, ons leef nou in daai dae wat ons wag op die koms van die Here en dit gebeur nie en dit gebeur nie. En nou sê sy daar's mense wat spot, en dan praat sy van die pre-tribulation rapture as sulks. Daar gaan nie 'n pre-trib rapture wees nie. Hierdie mense het 'n valse verwagting van 'n pre-trib rapture wat gaan kom wat nie gaan plaasvind nie. En daar's baie mense wat nou sê, ja, nee, wat jy's vals en jy verstaan nie die Bybel nie, maar die woord van God is duidelik. Dit spreek vir homself. As jy kyk na al die skrifgedeeltes, daar gaan nie 'n wegraping wees voor die groot verdrukking of die 7 jaar groot verdrukking, soos hulle dit noem nie. En dis baie duidelik dat sy hier besig is om te praat van mense wat die pre-trib rapture bespot. Nou kom ons gaan kyk na 'n man, Rick Renner, bekend in die pre-trib kamp, en hy het reeds ook 'n boek geskryf oor die eindtyd. En hy sê hier dat mense wat daar's mense wat gaan spot juis oor die pre-tribulation rapture. Kom ons gaan kyk. Now, we're living in a day when people mock those who believe in a pre-trib rapture. I mean, I'm just shocked at the stuff people are writing online about what I'm teaching right now. And what I'm teaching is Bible-based. But Peter said in 2 Peter chapter 3, verse 3, he said, hey, here's a sign of the end times. When time has sailed to the end and no more time is left for the rest of the journey, you come to the last port, it's over. You'll know it because there will be mockers. And actually the Greek says mocking mockers, people given to mockery, particularly making fun of those who believe in the rapture of the church. Well, welcome to the end of the age. That's where we are. And every time I see all this negative nonsense about us that believe in the rapture of the church, I just say, well, here's a sign, here's a sign, here's a sign. That's a sign. They're all a sign that we really are at the end of the age. Nou ja, hy sê dat mense gaan spot oor die pre-trib rapture, en dit wat hy leer, kom uit die Bybel uit. Dit staan nie in die woord nie, Rick Renner. Die woord van die Here leer nêrens van 'n pre-tribulation rapture nie. Hy sê daar gaan volgens 2 Petrus 3 vers 3 tot 4, gaan daar mense kom wat gaan spot juis oor die pre-tribulation rapture. Is dit nie skokkend hoe hierdie mense glo dat dit wat hulle leer eintlik korrek is? Nou, jy's mislei. Wanneer is iemand nie meer mislei nie? Wanneer hy ontdek dat hy mislei was. Hierdie mense besef nie hoe mislei is hulle nie, en daarom sal hulle mislei bly. En hy sê dit wat hy leer kom als uit die skrif uit. Dit kom uit die woord van die Here uit. Hy leer niks korrek oor 'n pre-trib rapture. Dit staan nie in die skrif nie, dit staan nie in die woord van God nie. En daar gaan 'n wederkoms wees, en by die wederkoms betwyfel niemand dat die wegvoering van die kerk daar gaan plaasvind na die groot verdrukking nie. Daar's nie 'n aparte wegraping om jou in 'n gemaklike situasie te plaas, dat jy nie vervolg gaan word nie, dat jy nie verdrukking gaan hê nie. Dit bestaan nie. Jy leef in 'n dwaal as jy dink dit is die geval, van die woord van die Here leer dit nie. Nou, 'n tyd gelede, ongeveer 'n jaar gelede, het ek 'n video gedoen, en ek gaan nie die persoon se naam noem nie, maar ek het vir hom gewys hoe die pre-trib rapture eintlik 'n dwaling is, en hy het vir my 'n komment gelos, en juis gesê wat hierdie man vandag sê, 2 Petrus 3 vers 3 tot 4, dat jy eintlik dit in vervulling bring, jy's die spotters, jy's een van die spotters oor die rapture, oor die pre-trib rapture. Kom ons gaan kyk daarna. Nou, hy het vir my gesê, goeienaand Chris, dankie vir jou video. Eerstens wil ek sê, mense moet maar self besluit wat om te glo,
Wat ek wel baie swak vind van jou video, is dat jou video verskriklik misleidend is. Nou, kom ons lees eers klaar. Jy ignoreer baie skrif en haal dit baie uit konteks uit, en daarmee, soos wat ek baie al gepreek het, is jy besig met vervulling van Bybelprofesie oor spotters wat dit gaan bespot, en net soos jy redeneer volgens 2 Petrus 3, aangesien jy die titel van die boodskap, dat klink asof dit die wegraping alleenlik my idee en my teaching is. Nou, dit is baie belangrik dat ons gaan kyk. Hy het hier gesê presies wat hierdie mense sê, dat as jy teen die pre-trib rapture praat, of dit probeer weerlê, dan is jy maar eintlik 'n spotter volgens 2 Petrus 3. Dit is nie die geval nie. Niemand, as iemand weerlê in die skrif, spot jy nie oor so iets nie. Jy help die persoon reg in liefde. Maar hierdie mense voel aangevat, en hulle voel, jy het nou hulle leerstelling weerlê, en dit is nie waar nie, jy is eintlik in 'n dwaal, want jy spot nou oor die wegraping, of die pre-trib rapture natuurlik. Dit is nie die geval nie. Kom ons gaan luister na 'n dame wat dan eintlik praat daaroor, dat as jy nou met iemand 'n verskil, as jy 'n pre-tripper is, en jy verskil nou met iemand wat 'n post-tripper is, moenie hom 'n spotter noem nie. Kom ons gaan kyk. If you believe in a pre-trib rapture, please do not call other Christians who disagree with you a mocker or a scoffer. Because biblically speaking, a scoffer is actually a total unbeliever. Listen to what Jude 18 says. In the last time there will be scoffers, following their own ungodly passions. It is these who cause divisions, worldly people devoid of the Spirit. 2 Peter 3:3 describes more. It says, scoffers will come in the last days with scoffing, following their own sinful desires. They will say, where is the promise of his coming? For ever since the fathers fell asleep, all things are continuing as they were from the beginning of creation. Now, if you read the rest of that chapter, scoffers are actually people that are denying God's word and saying that Jesus is never coming back and that judgment will never come. And that is completely different than another Christian who studies Bible prophecy, but simply believes that the rapture happens after the tribulation and not before. Which, by the way, was the position of the early church and many notable Christians throughout history, such as Charles Spurgeon, called the Prince of the Preachers. Nou daar lees hy dit pragtig uiteen, waaroor gaan 2 Petrus 3 vers 3 tot 4 of 3 tot 9, en moenie mense spotters noem wat verskil van jou nie. Gemaak seker of jy weet jy het die waarheid. En as jy die waarheid nie het nie, dan maak jy dit reg. Maar ons is nie hier om mense spotters te noem omdat hulle met jou pre-trib rapture verskil nie. Maar dit is wat hierdie mense doen, en daar bly een ware leerstelling dat Jesus gaan kom by die wederkoms. Dit gaan sigbaar wees, elke oog sal hom sien, en ons sal daar hom ontmoet in die lig, en dit is baie belangrik. Kom ons gaan luister na Rick Renner weer eens, waar hy 2 Petrus 3 vers 3 tot 9 lees, en dit die verkeerde konteks, en jy sal sien dat hy vers 10 en tot 12 uitlaat, en ons gaan daaroor net nou gesels. Kom ons gaan luister. And then he says in verse 9, the Lord is not slack. The word slack means to be tardy, to be late, to be delayed. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness. What promise are we talking about? The same promise that we read about earlier in verse 2. They're mocking, saying, where is the promise of his coming? Now you get down to verse 9. Peter says the Lord's not slack concerning his promise to come. He's going to come. He's not tardy. He's not late. He's not delayed, as some men wrongly count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Nou wanneer jy gaan luister na die hele videoklip, dan sal jy sien dat Rick Renner lees net tot by vers 9. En dan sê hy, omdat die wegraping nou nie plaasvind nie, en hulle maak al voorspellings hier laaste paar dekades, dan sal mense wat sê, maar daar gaan nie 'n pre-trib wees nie. En as jy nou sê, daar is nie 'n pre-trib nie, dan gebruik hy daai skrif om te sê, julle sê dan, waar is die koms van die Here? Niemand bespot die wederkoms van Christus nie. Maar mense staan 'n valse pre-trib rapture te, en dit is waaroor dit hier gaan. En hy glo dit gaan plaasvind, en dit gaan nie plaasvind nie. Maar kom ons gaan kyk wat hy sê.
2 Petrus 3 vers 3 tot 12 moet in konteks gelees en verstaan word. Dis hoe ons die woord moet lees en verstaan. Maar hierdie man dink dat dit spreek van die pre-trib rapture wat moet plaasvind, en nou gebeur dit nie, en dit is besig om te slumber, en nou sê mense, maar daar gaan nie 'n pre-trib wees nie, en nou sê jy's 'n spotter. Absoluut. Dis absoluut buite die skrif, dit staan nie in die woord van die Here nie, en hierdie man is mislei en hy verstaan dit nie. Goed, hy sê dat die spotters vra, waar is die belofte van sy koms? En dan verduidelik hy die betekenis van 2 Petrus 3 vers 8 tot 9. Jy het dit nou gehoor. Dat die Here lankmoedig is en nie wil hê dat sommige moet vergaan nie, maar almal tot bekering moet kom. So die wegraping kan nog nie plaasvind nie, want dis wat moet gebeur. Die wegraping is dat die pre-trib rapture, en u moet oplet dat hy nie vers 10 tot 12 lees nie, en ons gaan dit nou bespreek. Goed, kom ons gaan kyk, hoekom lees hy nie 2 Petrus 3 vers 10 tot 12 nie, en sien wanneer hierdie wederkoms gaan plaasvind nie. As jy vers 10 tot 12 lees, dan kom jy agter, daar's geen pre-trib rapture nie, want hierdie gebeure vind plaas aan die einde van die eeu, aan die einde van die 7 jaar, na die groot verdrukking. Kom ons gaan kyk wat die skrif leer. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan, en die elemente sal verbrand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in julle heilige wandel en in godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Nou wanneer vind dit plaas? As jy Openbaring 6 vers 12 gaan lees, Openbaring 6, 12 en 13 en 14, dan sal jy baie duidelik sien dat daar gaan, die eilande gaan uit hulle plekke versit word, die maan gaan soos bloed word, die son gaan swart word, die sterre gaan van die hemel val, en dit is waarvan Jesus dan praat, as jy lees in 2 Petrus 3 vers 10 tot 12. Nou, dit is die geval, wanneer dit na die groot verdrukking gaan die 6de siel oopmaak, en dan gaan die elemente verbrand. So die wederkoms van Christus is nie 'n pre-trib rapture nie, maar is 'n wederkoms na die groot verdrukking. Goed, die spotters van die laaste dae is hulle wat die wederkoms verwerp, wat goddeloos wandel, en nie wat 'n valse pre-trib rapture teestaan nie. Aan die ander woorde, as ek die teen die pre-trib rapture is ek nie 'n spotter nie. Ek is besig om die valse leraars te weerlê en uit te wys waar hulle verkeerd is. En dit is baie belangrik om die konteks daarvan te verstaan. So, as iemand jou weer 'n spotter noem oor die wederkoms, omdat jy teen die pre-trib rapture praat, moet jy weet, dis 'n aanval van die vyand. Mag die Here ons seën tot op 'n volgende keer, wanneer ons weer gesels oor nog 'n belangrike onderwerp. Totsiens.